caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons 'n lieflike stuk in Johannes. En ons het 'n bietjie daarna kyk vir vandag. Kyk 'n bietjie na Johannes 15. Vers 4. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. Is dit nie beautiful? Dis die kern. Abide in him. So, wanneer ons dan na gebed kyk, en wanneer ons besig is om na ons gereedskapstukke te kyk, en die instrumente wat ons gaan toepas in gebed, het ons nou al geleer hoe om stil te word. En dit het alweer 'n bespreking afgegee hier, maar nou ja, hoe word ek stil? En dan kry jy nou die verskil, verstaan jy nie? Hierdie een ou sê, nee, maar weet jy wat, ek moet dans. Hierdie ou sê, nee, maar ek moet so maak. Maar kyk, elkeen het 'n patroon. En dan sit ek maar net 'n glimlag. Waarom? Ek sukkel om 'n patroon by die Heilige Gees te kry vir die afgelope 73 jaar. Kom ek sê jou, net as jy dink jy het 'n patroon, dan mis jy dit klop. Waarom? Want hy is soos die wind. Jy sien, die wind waai, maar ons weet nie van waar het kom en waar het gaan nie. En daarom moet ons gerig wees op hierdie begrip van vertoef. Vertoef, abide. Nou leer ons in Johannes 15 dat abide is die kern van ons gebedslewe. To abide. So ons moet stil word en ons moet abide. Nou jy my vra nou, maar wat is nou abide? Maar, jy weet, verstaan jy, ek kry altyd, vir my is dit soos 'n beeld waar ek kyk na hierdie films van die ou Romeinse tyd, as hulle daai generaals en daai Romeine, die hooggeplaaste Romeine, as hulle nou in hulle baddens gaan sit, daai groot publieke baddens, dan baai hulle. Abide. Kyk die beeld. To abide in Christ. Die resultaat en die vrug van die abide is beantwoorde gebed. So ek toets my abiding in hoe my gebede beantwoord word. Maar die punt is, ons het die hele tyd te doen om by mense te sit en te gaan bid. Nie die ene sê, nee, maar jy weet, hy het gaan sit en hy het van 7 uur die aand tot 6 uur die oggend gebid. Wel, ek het dit ook gedoen, niks gebeur nie. So ek kan vir jou vertel, dis nie waaroor dit gaan nie. Hoeveel ure jy insit, wat kom ons daaraan? Weet jy wat, nou is ons 10 mense, nou moet ons 100 mense wees, nou moet ons 1 miljoen mense by mekaar trek. Ons was 1 miljoen mense, en hoor my hart, ek was daar in Bloemfontein. En ek dink Angus is 'n ongelooflike karakter. Waar is ons plaasmode? So niemand kom terug en vra dit nie. Gee my 5 ouens wat die stem van God hoor en bid wat op sy hart is en nageheling sien. Dit kan ek jou nou sê, want dis waaroor dit gaan hier. Ons moet opstaan in autoriteit. Wat kry ek nou? Nou gaan sit ek in 'n bidgroep. Ons staan op in autoriteit. Here, ons spreek oor die kinders in hierdie gebied wat dit moet doen. En ons bid vir daai ding wat daar moet gebeur. En ons bid vir Nou verstaan ek nie. Ek het nie begrip hiervoor nie.
maar om te gaan sit by die Here, in stil te word en te abide. Nou goed, om dit nou net te noem is een ding. Die woord abide is verskriklik belangrik. To remain, to stay. To remain, to stay. To dwell, to reside. Hoor wat dit sê? Bly by my. Kom abide by my. Kom in my rus in. En kom abide by my. Waar sien ons dit oral? Die belangrike plek is, ons word opgeroep to abide in the secret place, Psalm 91. Ons word opgeroep om te abide in the vine, Johannes 15 vers 4. Ons sê vir my, hoe doen ek dit? Hoe abide ek? Ek raak stil. En as ek daar opstaan, en ek gaan uit, I abide. Maar my abide begin daar. Wat is dit wat die Here vanoggend wil hê wat ek moet doen? Sy niks te sê nie, niks te praat nie, dan los ek dit net. Ek sit net by hom. Want weet julle wat is die belangrikste ding wat jy moet besef? As jy daar gaan sit, omdat jy dit moet doen, is dit vir jou 'n straf. Gaan nie werk nie. Maar die dilemma wat ons het, is ons het hierdie hele ding verkeerd hanteer. Heeltemal verkeerd hanteer. Want ons wandel in die beginsel van lineariteit. It is the law of linearity. En jy sê die ou vrou, nou ja goed, jy het nou gaan bid, en jy het nou so lank gebid. Maar ek moet werk kry, so waarom moet hy gaan bid? Hy het gaan bid sodat hy werk kry. Ons het 'n hele nagwaak gehou. Vir wat? Nee, ons het voor die Here gegaan, en ons het voor hom gekla, en ons het voor hom geroep, sodat hy daai vrou kan aanraak wat kanker het. Boys, luister net na my. Dis nie waaroor dit gaan nie. Waaroor gaan dit? Ek kom na die Here toe om met hom omgang te hê. Ek kom na die Here toe om met hom te deel. En ek vat hierdie probleem en ek dra dit op aan hom en ek vra hom en ek sê vir hom, Here, hier's die probleem, ek dra dit op aan U. En dan gaan ons oor in net om fellowship te hê. Want waarom? Ek abide. As hy daar vir my iets sê om te bid, as hy vir my daar iets wys om te sê, as hy daar iets vir my op my hart sit, iets anders. Nou kom ek wys jou, waar die skrif daarmee deel, in 1 Johannes 2. In 1 Johannes 2 is die spesifieke skrifgedeelte, want ons sien, waar ons praat met abide. Ek maak spesifiek voorsiening ook daarvoor, dat ek na hierdie, dat ek self die skrifie moet soek, dat jy dit saam met my soek. Nou julle wat die ding is, wat die selfone gebruik en met hulle werk, ja, dit gaan seker vinniger. Kyk net hier, 1 Johannes 2, vanaf vers 6. Ek wil 'n bietjie voor het begin, vers 4. He who says, I know him. Hoor mooi. He who says, I know him. And does not keep his commandments is a liar. Nou vra iemand vir my, maar is dit die 10 gebooie? Nee, glad nie. Wanneer die Nuwe Testament in hierdie spesifiek praat van commandments, is dit wat die Heilige Gees op my hart lê. Hoor die verskil. Nou sit jy, en jy kan nie die stem van die Here hoor nie. Broer, jy het 'n ernstige probleem. Jy het regtig 'n ernstige probleem. So ernstig, dat jy regtig waar by iemand moet gaan aanklop om jou te help, want jy kan leer om sy stem te hoor. Om saam met mense te bid, wat wel sy stem kan hoor. Help ontsettend baie. Maar waaroor gaan dit? He who says, I know him, and doesn't keep his commandments is a liar. Whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him.
Hoor net, waar gaan dit nou? Wanneer jy sy woord hou, het die liefde van God in jou volkome geword. Met ander woorde, my stilte tyd moet eintlik daarom gaan dat ek by hom gaan kuier uit liefde uit. Nou kom ek weer terug na die beeld toe, wat ek in die ander video's gebruik het. Daai eerste liefde op skool. Niemand het vir jou gesê, jy moet nou by haar gaan kuier nie. Niemand het vir jou 'n tabel gegee en gesê, broer, jy kan nie daar wegbly nie. Veral as jy nou hier in die hoërskool kom. Jy kan nie wegbly nie. Dit is wat ek vir julle wil sê. Die grootste liefde wat jy in jou lewe kan ervaar, is die liefde van God. Maar ons is so gestruktureer en so opgestel, dat ons nooit daarby uitkom nie. Maar kyk wat sê, as jy sy woord hou, het sy liefde in jou volkome geword. Vers 6, dis die een wat ek soek. He who says he abides in him, ought to walk, just as he walked. Wil jy weet wanneer abide jy? Wandel, soos Jesus gewandel het. Is dit nie interessant nie? Wandel soos Jesus gewandel. Nou Jesus moet julle mooi verstaan, die beeld van Christus, wat gekom het om die wêreld te versoen met sy Vader, is die een ding, maar onthou die ander ding, hy is ook 'n prototype. Hy is 'n prototype van die mens met God in hom. Hy is die prototype van wat die verwagting van God is. Hoe het hy geloop? Hoe het Jesus geloop? Wat het hy gedoen? Kyk 'n bietjie na Johannes 5. Johannes 5 vers 30. Kyk wat sê. En nou, Christus is besig om te praat. I can of myself do nothing. Hoor mooi. I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous, because I do not seek my own will. Daai julle die potjie? Daai julle daai potjie wat ek so opgeneem het? But the will of the Father who sent me. Met ander woorde, hy doen wat die Vader vir hom sê om te doen. Die een wat dit baie beter uitdruk vir my, of meer omvattend uitdruk, met die verklaring rondom die skrifgedeelte staan in die Amplified Bible. En hoor net wat sê die Amplified Bible hier. I am able to do nothing of my own, but only as I'm taught by God. Hoor mooi, dis Christus wat hier praat. And as I get his orders, even if as I hear, I judge, as I am bidden to decide. Hy het niks gedoen sonder die instruksie van die Vader nie. Hy het niks gedoen as hy nie van die Vader gehoor het nie. Dis abide. Nou wat nou? Waar kom ons abide? En dit begin in die plek waar ek stil word. Dis die plek waar ek gaan sit om op te tel, waarmee is die Vader besig? Wat is dit wat hom affekteer? Ek het 'n gesprek met iemand oor die foon hierdie week. En dit het my so getref toe ons daaroor praat. Nou, ek dink baie van die mense het dieselfde probleem. En nou sal ons die beginsel van abide verstaan. Die enigste manier om van God te ontvang is deur geloof. Ek wil weer vir jou dit sê. Die regverdige lewe deur geloof. Ja, maar ek glo. Kyk, ek het 'n goddelike ma gehad, ou tannie. Maar baie mense het dan baie goed geken in die kerk, voorste tannie in die kerk. As daar by die CSVV gewerk moet word, of wat is die vroue vereniging, dan's ma daar. As daar met klere gewas en dan's ma daar. En ma het so gesit en gesê, maar weet jy wat, ek hoef mos nie my bril te dra nie, hier staan dit, ek kan die Here vra en hy sal dit vir my gee. Sy haal haar bril af nadat sy gebid het, sy sê, nou loop ek 'n geloof. Sy het 7 jaar so geloop.
Sy het nooit gesien nie. Wat is daar verkeerd? Wat het hier gebeur? Sy het nooit abide nie. Dit is maklik om te kritiseer, maar uit ervaring kan ek vir jou sê, het nie abide nie. So nou kom ek en ek sê vir julle, weet julle waaroor gaan het? Word stil vir God. Raak ontslaaf van al die gemors rondom jou sielsvlak. Dit wat hy vir jou op jou hart lê oor wat jy moet hierdie dag doen, of wat oor en oor in jou gedagtes draai, skryf dit neer en abide. Vra hom, waar wil hy gaan? As daar niks is nie, begin net met dankbaarheid voor hom sit. In afwagting van die oomblik wat hy sy hart met jou deel. En die persoon met my gepraat het sy dogter verloor, sy was 18 jaar oud gewees. Skielik 'n virus gekry, woensdagmiddag en sondag sy klaar weg. En almal het gebid. En almal het gebid, en almal het te kere gegaan, en almal het gepraat, en mense het by die hospitaal geloop en gebid. En ek los hom, want ek weet waar gaan dit heen. Maar hy kan nie verstaan nie. Gelukkig dien hy nog vandag die Here, maar hy verstaan nie. Hy het nie dit gekry nie. Hy het nie geweet wat hy aangaan nie. Dit moet verskriklik wees nou. Ek dink nie daar is enige iets so erg soos om jou kind te verloor nie. En dan vertel hy my hoe hy gesit het, hy en sy gesin het alles verloor, en hy het so by die venster gesit, nou hoop ek kan die storie reg oordrol. En 'n red robin, 'n voeltjie kom sit op die vensterbank, en hy begin so fluit. En hy stel het so, ek kry 'n gewaarwording. Let op, hy was nie 'n gebed nie, sommer net daar gesit. En ek kry 'n gewaarwording. Kyk, hoe sorg ek vir die voël. En hy weet God praat. Hy sê, ek kan baie beter vir jou sorg as vir hom. Waarom vrees jy? En net daar staan hy op en hy sê, dankie Here dat u vir my sorg. 2 dae later bel hulle hom, is 10 jaar later hierdie week. Fenomenale besigheid wat hierdie ou het. Ek sê vir hom, verduidelik net vir my, wat was die verskil tussen die voeltjie se insident en jou dogter se insident? Toe sê, weet jy wat, ek het nooit 'n gewaarwording gehad nie. Ek sê, daar's die geloof, broer. Jy het nooit gehoor wat God sê met die dogter nie. Toe sê hy, ja, dis waar. Kyk hoe skakel gebed met stil word. Kyk hoe skakel gebed met abide. Ons kan nie iets doen nie. Nou, een van die meesters op hierdie gebied volgens my is Rees Hels. En as jy daai boek van hom in die hande kan kry, weet jy wat? Kry hom. Maar hoe het hy vertel hoe hy in intersessie ingegaan het? En hoe hy die intersessie uitgestap het? Hy verduidelik dit, dat hoe hy abide het met God, al is dit 2 of 3 weke in hierdie spesifieke geval. En dan raak die Here die persoon aan. Kom ons maak dit eenvoudig. Wandel in gehoorsaamheid. Wandel in gehoorsaamheid. Weet jy hoeveel mense kom ek teë? Met hoeveel mense kyk ek? Hoeveel mense praat ek? Wat is die groot klagte? Wat is die groot ding? Hy kom daar en hy kom sit nie, hy kom help hom met 'n probleem, en die Here sê vir hom presies wat hy moet doen, en dan gaan doen hy dit nie. Die Here is nie kwaad vir hom of enigiets nie, maar hy gaan suffer. Kan jy nou vertel? Toe Naaman kom en hy sê, luister hier, ek wil nou, hy het sy eie idee gehad. Die profeet moet nou uitgestap kom om in sy hand oor my waai, en dan gaan hy my genees. Die profeet sê, nee, gaan bad jou 7 keer in die Jordaan. Hy wou nie dit doen nie.
Wat sou gebeur het met Naaman as hy dit nie gedoen het nie? Hy sou met daai melaats van hom doodgegaan het. Abide. So belangrik. Maar wanneer ons kom met die gebedsgedeelte waar ons alles in mekaar knoop, dan gaan dit nog interessanter raak. En dan gaan ons hierdie kernaspek van abide soveel duideliker uitkry. Nou julle moet nou vasbyt hoor. Ons gaan nou begin met die stil word. Ons gaan begin soek na die Here. En ek weet hier gaan mense nou gaan hulle begin sukkel. Moenie alleen sukkel nie. Moenie dit doen nie. Wel, tot ons weer sien. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow